Hy het nou sy vertaling gemaak. Nou ja, toe pak ek hulle alles amper net daar voor en op daar by die kombuiskant se gedeelte wat ook so 'n stukkie steels was. Dan moet jy 'n gesig sien as hulle die oggend kom instap en hulle kyk so in die kerk, daar's geen stoele nie. Nou wys ek vir hulle net hierdie kant toe. Ek hulle moet sin toe gaan. Hulle sit daar sommer, jy kan sien daai oggend. Dit daar's 'n tydperke en een van hulle is die kruisiging en die opstanding. Ek dink as jy dit sal vat as waarom die sê maar die Christendom gaan oor daai 2 dae bloot oor die oggend, dan staan ons hierso, sit die Here om u te verheerlik, u naam groot te maak, om net vanmôre ook vir u te sê, Here, ons is u lief. Dankie Here dat u 'n prys betaal het aan Golgotha se heuwel, sodat ons kan lewe. En dankie Here dat ons weet het opgestaan. En waar u sit vanmôre in die regterhand van die Vader, Here, waar u vir ons intree. Ons wil u dan kyk wat kan ons doen. Santy, vat die ander ene, maar ouma se telefoon kom vat gou. Dan vat jy direk op hom. Vat direk op hom. Net ag myne, vat myne. Dan maak jy net 'n direk recording. Of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Awesome power, the righteous rising, the Lord, the holy is the name of the Lord, Most High. Holy is the name of the Lord, the holy is the power, the righteous rising, and they are singing. The name of the Lord is awesome power, awesome power, the righteous rising, and they are singing. If my God is here, hallelujah, I see amongst the sin. I see my God the Son. I live, hallelujah, I live, I God the Son. It's the only one who's ever the same. It all back the mountain of the mighty Red Sea, and he said, I need you, let me trust in me. How great is my God, how great is his name. He's the only one who's ever the same. He rolled back the water of the mighty Red Sea, and he said, I need you, if you trust in me. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, allerhoogste wat ons liefde oor sy koninkryk regeer. Hy kan woorde aan die einde, die wolke kom my weer, hy is koning, hy regeer. Loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja.
And that the pulpits of the sun and the settlement of the moon and the town. Love from Christ, hallelujah. Love from Christ, hallelujah. Love from Christ, hallelujah. The people of the sun. Love from Christ, hallelujah. Love from Christ, hallelujah. Love from Christ, hallelujah. The good soul giver son. Love from Christ, hallelujah. Love from Christ, hallelujah. Love from Christ, hallelujah. The good soul giver son. There is coming a day, and the broad day shall come. No more clouds in the sky, no more death behind. On the days forevermore, on the happy golden shore, what a great, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When we take me by the hand, and lead me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand, and lead me through the promised land. Oh, what a day, glorious day that will be. Lord, my God, when I am lost in my head, God is saving all. God will stand His peace. I see His sun. I live alone in heaven. I find you out. Then sings my soul, my Savior come to thee. I'll take a home, I'll take a home. Then sings my soul, my Savior come to thee. I'll break our I'll break our when Christ shall come, the shadow of death and the grave, and face you home, the doors shall open. Then I shall find, when I'm the land of sin, and their profane, God of creation, and sees my soul, my Savior come to
How great thou art, how great thou art. Wat 'n wonderlike lied. Hy bly maar my gunsteling. Een van die gunstelinge om altyd te sing en lekker die naam van die Here groot te maak. Ek is baie lief vir hom. Sê. Goed, laas Vrydag het ek gepraat oor terwyl ek gesels soms so met hulle gedeel het ek sê oor die kruisiging van die Here. Nou die kruisiging, sê ek vir baie mense, ons almal weet dit. Ons almal praat van die kruisiging, ons praat van die opstanding. Ons sê ja, die Here het aan die kruis vir ons gesterwe, hy het opgestaan op die 3de dag en ons noem dit altyd, maar ek het ook vir hulle gesê die dag met die kruisiging het uiteindelik baie drome en verwagtinge het tot niet gegaan. Onthou, ons het vandag die skrifte wat vir ons baie makliker is om te verstaan wat het daai tyd aangegaan, om dit te kan lees en te kan gaan. Maar ons moet onthou, vir hulle was dit die eerste keer gewees. Vir hulle was dit gewees, hulle het dit ervaar, hulle het dit beleef, wat ons vandag lees oor hulle. Dis wat hulle beleef het. En ons weet dat hulle het 'n verwagting gehad, dat Jesus is die koning wat sou kom. Hulle het 'n verwagting gehad dat hy sou die volk kom verlos. Van hulle het 'n groter verwagting gehad, van hulle het 'n verwagting gehad dat die Here sal koning word in Israel, en hulle wou hom koning maak. Op 'n tyd sê hulle wou hom koning maak. Maar hoe ook al sy, het baie mense het gedroom, want Here het soveel in 3 jaar se tyd saam met hulle gewandel, en 3 jaar het hy ontsettend baie wonderwerke onder hulle gedoen, wat hulle beleef het, wat hulle gesien het, en daaraan het hulle vasgehou. Want die dag met die kruisiging, jy kan vir jou vir een oomblik indink, hoeveel teleurstellings het ons as mens, ons wat hier sit, net nie al gehad nie. Dinge wat jy uitgewerk het, wat jy gedink het, dit sal 'n sukses wees. En dan was dit nie 'n sukses nie. Ek dink my eerste pampoene wat ek op hierdie grond geplant het, was ek 'n wonderpampoene, want hulle so mooi gegroei. En die volgende keer toe plant ek sommer baie meer pampoene, want die eerste het dan nou so mooi gegroei. Toe raak hy so bietjie minder. Toe gee ek nou almal skuld op hierdie werf oor my pampoene. En toe ek nou weer plant, toe sê ek nou per ongeluk, toe soos ek nou self hierso, dis ek nou nie so Donald Trump wat nou ander kan skuld gee nie. Ek is nou self hierso, toe moet ek nou maar myself 'n skuld gee. In die pampoene, wat 'n teleurstelling was dit net nie vir my nie. Jy loop daar en jy dink, is dit die moeite werd? En hulle het daar geloop en gedink, alles waarvoor ons geleef het, in hierdie 3 jaar saam met hom is weg. Daar hang hy aan 'n kruis. Dis klaar. Dis verby. Hulle drome het gestop. Hulle verwagtinge wat hulle gehad het, is daarmee heen. En ek dink hulle het vir mekaar baie keer vir mekaar gesê, maar wat nou? Wat gaan ons nou doen? Wat gaan nou gebeur? Maar hulle het nie heeltemal geluister en onthou, en ons gaan vanoggend daarby kom, wat die Here Jesus vir hulle reeds al vir hulle gesê, toe hy saam met hulle is. Toe hy was saam met hulle. Toe het hy al reeds vir hulle goed gesê, wat gaan gebeur, na daai dag van die kruisiging. En ons is nou vanoggend daar. En vanoggend wil ek met u net so 'n bietjie lees, 'n ou bekende stuk in Lukas. Ag, ek dink ons elke jaar hoor ons maar dieselfde tekste, dieselfde, meeste van dieselfde goed, en ons hoor dieselfde dinge. Maar vanoggend so Vrydag wou ek dit bietjie anders te maak, as net die normaal opstaan en so aan. En vanoggend wil ek ook dit so 'n bietjie probeer, bietjie verander, laat dit vir u 'n meer sin kan maak aan die einde van die dag.
vir ons elke ene. Vers 21, Lukas 24 vers 1 sê hy, en baie vroeg in die môre op die eerste dag, dis nou die Sondag, van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle voorberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol. En dan sê, en toe hulle ingang, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle daar hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, terwyl hulle soos hulle kom, dit was die Joodse manier gewees, die Vrydaande, dan van sekere tyd af, dan begin die Pasgadag, dan mag hulle niks gedoen het vir die hele Saterdag, die Sabbat, dan begin die Sabbat op 'n Saterdag, tot die aand toe, tot daai dag mag, soos julle gelees het, mag hulle nie eers 'n sekere afstand geloop het nie, hulle kon niks doen nie, hulle mag geen werk verrig het nie, en daarom kon hulle nie op die Saterdag by die Here Jesus uitkom, om hom te salf soos wat hulle wil nie. Hulle moes gewag het vir die Sondagoggend, die eerste dag van die week in Israel is Sondag die eerste dag, by ons is Maandag nou die eerste dag, maar moes hulle eers seker maak dat hulle daai tyd is en hulle het dit gaan doen. En terwyl hulle daar kom, nou weet ons almal die storie, dat die graf is leeg, hy is nie daar nie, maar dan vra die 2 engele vir hom, wat in die blink klere daar staan, vra vir hulle, toe hulle met hulle praat, en hulle is nou verleentheid, hulle wou gesalf het, hulle wou die liggaam gesalf het, want onthou in hulle verstand, dit wat hulle dink, was laat hy's dood. Hy's nie daar nie. Hy het gesterf aan die kruis. En baie keer, as ek met mense praat, is een van die goeterse, ek luister mos nou maar altyd, baie kinders van die Here praat ook net van die kruis. Ja, die Here het vir ons aan die kruis gesterf, die Here het vir ons sondes aan die kruis betaal, en so asof alles daar ten einde loop. En dis nie waar nie. Die kruis was maar net 'n einde. Dit was 'n eind gewees. 'n Einde van 'n era. Die kruis was maar net 'n era einde gewees. Daarom het die Nuwe Testament eintlik in sy volle werking van daardie dag af wat Jesus aan die kruis gesterf het, daarna het die Nuwe Testament eintlik begin. Die Nuwe Testament voor dit was maar net 'n praat. Maar terwyl hy daar is, wil sê as ons kyk vanmôre, dan sien hulle dink nog steeds, hy's dood. En daarom vra die engele toe hulle met hulle praat, toe hulle vir hulle sê, maar wat soek julle? Waarna kyk julle? Of waarma? Hy weet mos waaroor hulle praat. En dan sê hy vir hulle iets. Hy sê, waarom? Hoekom soek julle die lewende by die dooies? Waarom soek julle hom hierso? Waarom is julle, eintlik hulle vraag was, wat soek julle eintlik by die graf? Hy is nie daar nie. Hy het opgestaan. En ek dink hulle was aan meer verleentheid gewees, want hulle het verwag hy moet daar wees. Mense verwag baie keer dat die Here alles vir my gedoen het net tot by die kruis. Dit is 'n klein druppeltjie in die emmer. Die kruis is 'n klein bietjie wat vir ek en jy lewe gee, wat eintlik ons sondes vergewe. Dis reg, dit moet daar wees, dit moet deel wees. Maar eintlik van die kruis af, is dit eers wat die Here werklik in sy grootheid, in sy heelal, wat hy begin uitstreef het, wat hy begin leef het. Dit was juist van die kruis af, van dat hy opgestaan het, dat ek en jy ewigheidslewe het. Dit is juist van nou af wat ek en jy kan by die Here nader, soos wat Jesus gesê het, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Wat sê, van daardie oomblikke af, daardie kruis was vir ons 'n afsluiting gewees. Daardie kruis was 'n afsluiting ook net vir die Jode ook gewees, om te sê die Ou Testamentiese tyd, die tydperk, wat julle nog onder wette goed gestaan het, is verby. Jesus het juist gekom en gesê, kyk, ek kom skep iets nuuts. Ek maak iets nuuts. Ek gee julle iets nuuts. Ek gee vir julle iets om voor te lewe. Hy sê vir die vrou by die put,
Ek gee vir jou water en brood, dat jy nie weer kan honger word nie. Here, gee my daai brood. Want hulle dink aards, hulle dink ons moet kos hê. Ons moet kos hê, ouens. Ons moet eet, ons moet drink. Maar die hele ding is die Nuwe Testament beginne maar eintlik in sy glorie. Beginne daardie dag toe Jesus uit die graf uit opstaan. Daardie dag toe hulle hom daar soek, toe sê die woord of die engele ook, waarom soek julle hom nie? Julle moes mos eintlik maar geluister het wat hy vir julle gesê het. Want Jesus se laaste tyd op die aarde, het hy soveel tyd met hulle gespandeer om hulle gereed te kry. Om vir hulle gereed te maak om te sê, wat moet hulle doen om die ewigheidslewe te kan beerwe? Wat moet hulle maak om vorentoe in hulle geestelike lewe te gaan? As jy die laaste tyd, die laaste hoofstukke lees van voor Jesus gevange geneem is, voor die kruisiging, voor dit, dan sal jy sien hoeveel tyd het Jesus gespandeer om mense gereed te kry. Maar terselfdertyd het hy ook tyd gespandeer om nie net hulle gereed te kry nie, om nie net vir hulle waaksaam te maak nie, nie net om vir hulle te vertel nie, maar hy het hulle ook vertel en hulle het geleer wat sal gebeur wanneer hy nie meer daar is nie. Daarom het hy vir hulle ook gesê, julle moet gaan wag vir die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. En ons weet almal dat die Heilige Gees is deel van ons bestaan, deel van ons lewe. Dit het hy alles vir hulle gesê, dit het hy alles vir hulle gepraat, hy het vir hulle geleer, gesê, ek sal nie daar wees nie, hierdie tempel sal hulle afbreek, maar in 3 dae sal ek dit weer bebou, en hulle kyk na 'n groot tempel wat daar gestaan het, wat Jesus het eintlik gepraat van homself of vir sy liggaam. Maar daai tempel is nie net 'n tempel nie. Daai tempel is die heerlikheid, dis hoekom die woord van God ook vir ons sê, dit laat my so baie kere dink aan dit. Daai tempel wat hy herstel het, daai tempel wat hy opgerig het, sê dan ook in sy woord, dat jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees nie, van God nie. Wat sê, ons is deel van sy hele bestaan, sy hele wese. Ons bestaan saam met hom en ons loop saam met hom. En toe vra hulle vir hulle, waarom soek julle hulle hier? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Toe herinner hulle aan die woorde. Onthou wat hy vir julle gesê het. Wat het hy vir hulle gesê? Hy het hulle aan mekaar dieselfde ding geleer en gesê, onthou, hulle gaan my kruisig, hulle gaan my oorlewer, hulle gaan dit doen, maar weet dit, ek gaan opstaan. Na 3 dae gaan ek opstaan. Hy het dit vir hulle geleer. Vers 7, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word, hoor wat sê, en op die 3de dag op te staan. Hy leer dit vir hulle. En hulle het sy woorde, toe hulle dit hoor, het hulle sy woorde onthou. Ewe skielik onthou die vrouens wat hy gesê het. Onthou hulle wat hy geleer het vir hulle. Daar te kom nou sommer ewe skielik op en hulle sê, ja waarlik, hy het ons mos dit vertel. Hy het ons mos gesê, hy gaan nie in die graf bly nie. Hy het mos vir ons gesê, hy gaan opvaar na die hemel. Hy gaan sit in die regterhand van die Vader. Hy het ons hierdie goed geleer. Hy het gesê, ek gaan terug na my Vader toe. Dit was sy gebed ook vir sy disippels. Hy het gebid vir hulle, hy sê, Vader, ek bid vir hulle. Ek bid nie dat jy hulle moet wegneem uit hierdie wêreld uit nie. Maar ek bid dat jy hulle sal bewaar en beskerm van die bose. Dit was sy gebed vir hulle. Nie om hulle weg te vat uit die hemel uit, maar hulle te bewaar en te beskerm. En hulle het sy woorde onthou. Vers 9. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit aan die 11 en aan die ander. En dit was Maria Magdalene, Johanna en Maria, die moeder van Jakobus en die ander vroue saam met hulle, wat dit aan die apostels gaan vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk. En hulle het hulle nie geglo nie. Dit is seker, wanneer ons na hierdie ding kyk, besef ons, mense loop 3 jaar saam met die Here.
3 jaar spandeer hulle tyd. 3 jaar leer die Here vir hulle eintlik die pad wat hulle moet loop. Hy leer vir hulle al hierdie dinge, hy vertel vir hulle al hierdie dinge. Maar toe dit gebeur, toe is hulle van die ongelowigstes wat daar seker kan wees. Thomas, ken ons die storie van Thomas. Ek het eendag daaroor gepreek, kom steek maar jou hand hier in, kom kyk na die wonde. Maar in hulle hart verwag hulle dit nie. Ek het in die begin vir julle gesê, hulle verwagting was iets vir die Here en altyd die pad. Maar toe hulle Jesus aan die kruis sien hang, stop dit. Tot hulle het ook dit nie geglo nie. Hulle het nie geglo dat hy uit die graf uit opgestaan het nie. Hulle het nie geglo dat hy die 3de dag, soos wat hy gesê het, uit die graf op is nie. Jy sien, want die ding wat hulle gesien het, sê vir hulle in hulle harte, dis onmoontlik. Ek wil vir jou sê, baie keer, wanneer ek al by iemand gestaan het, wanneer hy sy laaste of gesit het, en hy sy laaste asem uitgeblaas, en jy dink vir jou vir een oomblik, daar's geen hartklop meer nie, daar is niks meer aan daai persoon nie, dit verby. En dan lig jy normaalweg die familie in, of hulle lig jou en sê, dit is verby. Hulle het 'n spies in sy sy gesteek, en daardie spies, toe die water en bloed uitkom, het vir hulle wat gesê? Hy's dood. Hy's dood. Nou sit hulle en hulle kyk na hierdie omstandighede. Nou hoor hulle boodskap van hy het opgestaan. En dit maak nie vir hulle sin nie. Ouens, baie keer in my lewe, ek weet nie van jou nie, maar baie keer in my lewe het sekere dinge baie keer vir my in die Bybel en sekere dinge rondom dit maak dit nie vir my sin nie. Baie keer het ek gesit en wonder hoekom dit so uitwerk. Waarom is dit so? En hier sit hierdie disippels, almal wat saam met die Here Jesus geloop het, wat saam met hom hierdie pad geloop het, hulle sê ons glo dit nie. Want ons het hom aan die kruis gesien hang. Ons het gesien toe die spies in sy gesteek is. Ons het gesien toe hulle hom afgehaal het. Ons het gesien toe hulle hom gaan neerlê het in die graf. Ons het alles gesien. Waar is dit moontlik dat dit kan wees? Maar jy sien, toe Lazarus in die graf was, toe die Here Jesus hom uitroep, antwoord sy susters dieselfde, Here, hy sal 4 dae binne, hy ruik al. Los. En Jesus roep hom en sê, kom uit. Tog moes hulle geweet het, hy kan dit doen. Tog moes hulle geonthou het, hy het dit dan met Lazarus gedoen. Tog moet hulle kan onthou, hy het vir hulle dit soveel keer vertel, ek gaan nie meer daar wees nie. Julle gaan my nie daar kry nie. En daar sien ons die laaste tyd van Jesus op sy aarde, voor hy opgevaar het, voor hy weg is, sien ons hoeveel hy ingesit het. En Petrus het opgegaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doek alleen lê, en hy het weggegaan huis toe. Nou, ek dink Petrus, as ek hierdie stukkie verstaan, dan's Petrus baie soos ek. Ek dink ek en Petrus kan saam in een kamer sit. Want as ek nie 'n ding verstaan nie, as ek 'n ding nie kan uitredeneer nie, nou, daar sit sy. Hoor nou vir my vir een oomblik, ek raak stil. In my kop werk oortyd. En sy wil met my praat, en sy kan nie met my praat nie. Want ek sit te dink, hoe moet ek dit doen? En Petrus, in sy lewe toe hy dit sien, sê die woord van die Here, het hy weggegaan huis toe. Hy het nou eers gaan hierdie ding uitsorteer. Want nou maak dit nie vir hom sin nie. Hy was dan dood gewees. Hoekom lewe hy nou? Ek het die spies gesien. Hoekom lewe hy nou? Ek het gesien toe hulle hom toegedraai het. Ek het gesien toe hulle hom weggeber het. Ek het gesien toe hulle die klip voor die dings geraai. Hy kon al hierdie goeie sê. Hy het gesê, ek verstaan dit seker nou nie. Ek het hom dood gesien. Hy was nie meer daar nie. Maar dan, sê hy, en hy het huis toe gegaan, vol verwondering. Daai dink, vol verwondering. Hy het geloop, maar Here, U het mos gesê, U gaan opstaan.
Here, u het gesê, die tempel gaan hulle afbreek, maar u gaan hom bou in 3 dae. Hy het seker daar geloop en vir homself gesê, maar die Here het mos vir my ook dit gesê. Die Here het dit vir jou gesê, die Here het vir ons elkeen gesê. Vanoggend sê hy nog steeds dieselfde ding vir ons. Vanoggend staan ons nog voor dieselfde deur amper wil ek sê. Daar is niemand meer in daardie graf nie. Baie keer as mense met my praat, dan sê ek vir hulle, ouens, moet hom nie nog soek aan die kruis nie. Baie mense stop by die kruis. Dit is wat Jesus vir my gedoen het. Nee, luister, hy het vir jou ver meer 'n gedagte as net om by die kruis te kom, om gered te word, om verlos te word. Dis 'n klein bietjie deel van die heerlikheid wat God met jou eintlik wil hê. Die nuwe evangelie beginne, die Nuwe Testament beginne eintlik eers daarvan af, wat hy met hom kan sit en met hom praat. Vir jou en my is die kruis 'n afsluiting van ons oudtydse lewe, om te sê ons het iets nuuts voor ons. Daai dinge wat daar was, waarvoor God my vergewe het, is verby. Ek het baie keer in my lewe toe ek jong was een van die dinge wat ek oor baie by die Here gepraat het en in my hart voor die Here gehuil het. Jy sien, daar soveel mense wat ek in my lewe seer gemaak het, wat ek te nagekom het. Mense wat ek baie groot onreg aangedoen het. Baie keer as ek gebid het, dan sê ek, Here, die ergste vir alles is, daai mense is dood, hulle is nie eens meer vandag op die aarde nie. Maar weet jy wat, nadat Willie alles verander het, en my pad met die Here begin het, daai tyd, as jong man, weet jy hoeveel ou mense, gelukkig hulle is nou almal al dood, maar weet jy hoeveel ou mense het nog altyd die Willie Tron van daai tyd geken? Kan ek jou dit vertel? Baie. Want ek het groot geword in 'n plaasdorp Karasburg. Almal het jou geken. Die hoenders het jou geken. Enige ding het jou geken. Enige een het geweet wat het jy aangevang. Enige een het geweet wat jy gedoen het. Maar luister hierso. Die kruis was my nuwe begin in my lewe. Tot vandag toe. En mense kan sê wat hulle wil. Op 'n tyd het hulle my gespot, ou Bybeltjie, ek gee nie om nie, hy kan sê wat hy wil. Hy kan praat wat hy wil. Maar ek weet wat het Jesus vir my aan die kruis van Golgotha gedoen. Ek weet hoeveel die Here vir my wat in ongeregtigheid gelewe het. Ek weet wat Jesus vir my gedoen het. Ek kan vir jou dinge vertel, dinge vertel. Ek het dit al, miskien al vir julle vertel, baie vertel. Ek sê die aand toe ek het my kar geklim het van Mariental af op pad Gibeon toe, was daar nie 'n pastoor by my nie. Was daar nie 'n predikant by my nie. Was daar nie ouderlinge by my nie. Was daar nie 'n diaken by my nie. Daai aand was dit net ek en my vrou gewees, maar daai aand toe ek in op by pad uit die kar uitklim en ek buitekant daai kar staan, was daar nie iemand wat my gepreek het nie. Was daar nie iemand wat my vertel het, Willie, hoe goed of hoe sleg jy is nie. Daardie aand toe ek daar uit die kar uitklim en ek staan agter haar die kar, toe besef ek net met een ding in my hart, as ek vanaand sterwe ek sonder God, dan het ek hom nie in my lewe nie. Daar was nie predikers nie. Ek wil vir jou sê, daar langs Gibeon se ou huis, het so 'n stuk of dwarsleers gestaan. Ek het daar gaan tel daardie aand op 'n God gesmeek om my siel te red, want ek wil nie hel toe gaan nie, maar ek wil die heerlikheid van God sien. Jy sien, want daar's lewe na die kruis. Daar's lewe na dit vanoggend. Daar's lewe vir jou en my vanoggend. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie verboureerd te wees nie, maar ons kan vanmôre ons oë op hom sit en sê, Here, vat my in die hand, lei op my op hierdie pad. Dis wat hy vir my beteken. Ander mense sal ander getuienisse hê. Ander mense sal anders te sê. Maar ek wil vir jou sê, die kruis het 'n nuwe era vir my gebring. Die kruis bring 'n nuwe era en 'n nuwe tydplek vir elkeen van ons vandag wat hier sit. Vir elkeen van ons, hulle wat luister, elke ene bring die kruis 'n nuwe era. Want Jesus is nie meer aan die kruis nie. Hy is nie meer in die graf nie.
Jy kan daai graf gaan besoek. Ek hoor hoeveel mense, as hulle in Israel kom en gaan besoek hulle die graf, dan kyk hulle as hulle uitkom, en hulle party van hulle sê, waarlik die graf is leeg, hy is leeg. Dit help nie eers jy gaan kyk nie. Die kruis is leeg, die graf is leeg, want hy sit aan die regterhand van die Vader. Mag hierdie dag, hierdie tydperk vir u vorentoe, die gedagte laat swaai rondom net die kruis. Ja, Jesus het die grootste wonderwerk gedoen aan die kruis. Ons sal dit nooit kan afmaak nie. Maar een ding is verseker. Ek weet, na daardie kruis en na daardie opstanding, het ek 'n nuwe lewe. Want hy sê, ek sit aan die regterhand van die Vader. Hy sê, ek sit daar, om wat te maak? Om vir jou en my vanoggend in te tree. Om vandag vir die Here te sê, Vader, gee nog vir Willie 'n kans. Geef vir Elsie nog 'n kans en 'n geleentheid. Dis my kinders, ek is lief vir hulle. Ek het vir hulle daai prys betaal aan Golgotha se heuwel. Ek het dit nie net betaal vir goeie mense nie. Ek is so lief vir die Here, weet julle hoekom? Omdat hy nie my, omdat hy kon 10.000 van duisende beter mense as ek gekies het. Maar hy het my gekies. Hy kan vanoggend uit julle uit, kan hy baie beter mense gekies het. Maar hy het julle gekies om vandag hier te wees. Om saam die naam van die Here groot te maak. Jy is gekies vandag vir dit. Nie sommer nie. En so sou jy nie hier kon wees nie. Maar hy kies jou. Hoekom? Omdat jy spesiaal is vir hom. Elke een van ons, wat hier sit vanoggend, jy spesiaal, die kinders ingesluit, is spesiaal vir hom. Hy het die prys betaal vir julle, vir my, vir ons almal. Hy het opgestaan vir jou, vir almal wat hier sit, almal wat luister. Jy is spesiaal vir hom vir dit. Anders kon hy net gesê, Vader, vat my hemel toe. Vat my maar weg. Maar hy het gesê, toe hulle vir hom sê, Here, die swart uittrek en Petrus verkap. Toe sê hy vir Petrus, sit terug, weet jy wat, ek kan my Vader nou vra vir 'n legioen van engele en hy sal dit vir my gee. Maar hoe sal die skrifte vervul word? Hoe sal dit vervul word dat ek en jy moet gered word? Ek en jy moet verlos word. Dan sou dit nie daar gewees het nie. Hy het dit deurgegaan sodat jy en ek vandag kan lewe. En daardie lewe kan hy in oorvloed kom. Oh, wat het jy? Kom ons begin voor. Brug of met papier. What a day that will be. There is Coming a day when no hard days shall come. No more clouds in the sky. No more tears to dim the eye. Always be forevermore. On the throne and the holiday. Oh, what a day, the glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he take me by the hand and lead me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he take me by the hand and lead me to the promised land. What a day,
Glorious day that will be. Here, wat 'n dag sal dit net nie wees nie. Here, wat 'n dag sal dit net nie wees, Here, wanneer ons U gaan aanskou in U heerlikheid nie. Here, dit waarvoor ons lewe nou en dit waarvoor ons uitsien, Here, is daardie dag om vir ewig saam met U te kan wees, om vir ewig saam met U op die strate van goud te kan stap. Here, om te kan bly in die plek, Here, soos wat U woord gesê het, Here, het net gegaan om plek te berei. Here, nou verlang ons maar net na dit. Here, soos wat Paulus geskryf het, hierdie aarde, hierdie liggaam nou, is tydelik. Maar Here, die ewigheid wat altyd daar gaan wees, gaan saam met U wees. Here, daarom is my gebed vanmôre vir elke ene van ons. U ken elkeen se hart. U ken elkeen se gedagte. U weet wat deur elke ene gaan op hierdie oomblik. Here, as daar 'n uitroep vanmôre na U is, dan wil ek sê, vra Here, staan asseblief by hom of haar stil. Here, as daar vanmôre een is wat sê, Here, ek wil saam met U hierdie nuwe lewe, hierdie pad wil ek saam met U stap. Here, laat U sy hand of haar hand sal vat. Here, wanneer daar bekommernisse is, bid ek, Here, dat U daardie bekommernisse van hulle weg sal neem. Want Here, U woord sê, Here, U het gekom sodat ons kan lewe, dat ons nie hoef te sterwe nie. Here, U het gesê, omdat U gekom het, is laat ons die ewigheidslewe kan hê, maar nie hoef te sterwe nie. Here, baie keer dink ons sterwe is wanneer iemand sy asem uitblaas en dit is verby. Maar Here, dan weet ons, U woord sê, soos met U, dis die begin van 'n nuwe era, van 'n nuwe tydperk. En vanoggend is dit my gebed vir elkeen van ons. Here, laat U ons sal bewaar en beskerm. Here, nie net teen die aardse, nie net teen die bose vandag nie, maar laat U vir ons sal beskerm, U hand oor ons hou, wanneer ons op hierdie pad saam met U stap. Here, want U ken elke ene vanoggend. En ek dank U dat ek elke ene vanmôre vir U kan gee. Myself, Elsie, elkeen van ons vir U kan gee. En vra, Here, stap saam met ons hierdie pad. Here, ek eer U daarvoor. In Jesus se wonderlike naam. Vader, nou wil ek hulle seën. Hier waar ons uit mekaar uit sal gaan, wil ek bid dat U seëning met hulle sal beweeg. Here, ek vra, bewaar hulle, beskerm hulle, seën hulle in en uitgange by hulle huise. Here, seën hulle, laat hulle nie onder sal gaan nie, maar laat hulle sal uitstyg. Here, seën hulle vanmôre, laat hulle nie terug sal gaan nie, maar laat hulle oë voorkant toe op U sal wees en vorentoe sal gaan. Daarom seën ek elkeen van hulle, Here, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons almal sê amen. Baie, baie dankie. Mag die Here U seën. Het 'n lekker dag verder voor U, geniet dit. Ek gaan nou net eet, soos hulle sê eet, dan ry ek maar Katima toe, daar na my seun toe. Ek kan nie verstaan, hy sal so oud laat hy nog sy pa nodig het nie. So, en nou wil ek daarom ook sê, dis nou nie net die kind wat die pa nodig het nie, die pa het die kinders nodig. So, ek preek hulle altyd, as Willem so slag bel of meisiekind, dan sê hulle, vra, weet julle het nog 'n ma en 'n pa? Dan sê hulle, ja natuurlik ons weet 'n ma en pa, as dit mos goed gaan, as dit sleg gaan se ma en pa bel. Sê ek, nee, eendag, julle sal nog dink ek is hier op aarde, dan se lankal begrawe, lankal weg, julle sal by julle huis uitkom, ek sê vir julle. Nou, dan lag hulle nou maar net vir my, dan sê hulle net vir my, so, maar hy sê, nee pa, mos gou vir my kom help, nou so, dan gaan ons so toe, maar julle moet 'n rustige dag hê, môre nog, geniet dit in hierdie lekker atmosfeer wat julle het. Ek sê, ons is beskore ons kamp, dat is jou